Môre julle. Ek hoop regtig vanmôre dat die woord wat ek vir julle gaan bring, gaan julle stig, bou en bemoedig aan die einde van die jaar met, ek dink ons moet 'n bietjie saam met die woord gaan kyk, wat het ons gedoen deur die jaar? En ons self voorberei vir volgende jaar. Oor wat ons moet doen en hoe lewe jy as persoon? Ons sê altyd, joh, hoor nou die dag so baie, dan sê mense, nee, ons is Christene. Maar as jy sien hoe hulle lewe, dan dink ek hulle besef nie altyd wat die woord van ons vereis. Dat daar sekere dinge is wat jy self persoonlik verantwoordelik is. Jy kan nie net die verantwoordelikheid afskuif op iemand anders doen. Ja, die boeties en sissies help jou, staan jou by, jou man, jou vrou help jou, maar jy as individu het 'n persoonlike verantwoordelikheid wat jy moet daar kom, en ek wil vir julle 'n bietjie skrifte aanhaal daaroor, maar voordat ons daar kom ons sit net so, dat sy net ons oor. Vader, dankie vir hierdie dag, dankie vir die woord, dankie dat hierdie woord kom en ons stig, bou en bemoedig en ons oplig, Vader, want dit is wat U wil hê. U wil hê ons moet die regte dinge doen en dan dat dit goed gaan met ons. Dankie Heilige Gees, dat U saam met elkeen van ons is en bedienaar van hierdie woord is. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. So wat is 'n persoonlike verantwoordelikheid? Dit is om jou foute wat jy maak te erken en nie om ander te blameer nie. Ek dink waar ons vandag is, het jy al so baie maklik agtergekom van mense pasie bak, it wasn't me. Dis nie ek wat fout gemaak, dis iemand anders dit. So dis deel van persoonlike verantwoordelikheid. 'n Verpligting om sperdatums na te kom, om aan jou eie gesondheid te kyk. Mense kla oor siekte, mense kla dat het gaan nie goed met hulle nie, maar hulle kyk nie na hulle eie gesondheid nie. Charles, ons mag nog steeds chocolates eet, ons moet net nie te veel eet nie, nee. Maar dit is, om na ons gesondheid om te sien, om positief te bly, om by te dra tot die gemeenskap en jou werkplek. Ons gaan 'n bietjie later daaroor by uitkom. Dit behels ook om eerlik te wees, om jou finansies reg te bestuur, om inisiatief te neem vir jou persoonlike groei. Jou maatjie of jou vrou, of jou man, ek dink nie hulle lees die Bybel en jy dink jy gaan groei nie. Jy moet dit self doen. Daar's 'n woord wat ek jare terug geleer het van integriteit. Wat is integriteit? En hierdie gaan jy altyd nou van vandag af onthou. Integriteit is om die regte ding te doen, al kyk niemand vir jou nie. Ek en Danielle ry nou so 'n paar Sondae terug, ons van Valpark af, en ek sê vir hom, ja, daai robot daar bo in die dorp met die taxi-rank was uit en daar was net 'n stopteken daar. En ek sê van, maak dit regtige impak as ek nie by daai stopstraat stop. Want niemand stop. Ons ry van Valpark af tot hier, ek dink ons het daar begin 7 mense gesien wat of oor die stopstraat ry, of oor die robot ry. Dit maak nie saak nie. En ek besef, en ek vra van, maar maak dit 'n verskil in my lewe? As ek nou oor hierdie robot ry, oor hierdie stopstraat, wie kom ek te na? Ek kom ons niemand te na nie, maar as niemand nie. Niemand sien my nie. En ek besef, maar weet jy wat? God sien my. God sien my. Ons moet leer om die regte goed te doen, nie vir mense nie, maar vir God. Want dit is persoonlike verantwoordelikheid wat jy het, om die regte ding te doen, wat God sien jou. En God is die een wat jou gaan beloon. Amen. Ek begin by, het so 5 skrifte in die Ou Testament,
En ek begin by Deuteronomium 24 vers 16, wat sê die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir hulle vaders gedood word nie. Elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. En dit gaan oor die individuele verantwoordelikheid wat jy het vir jou eie dade. En jy gaan eendag rekenskap gee vir jou eie sonde. Niemand kan vir jou sonde rekenskap gee. Niemand nie. Jy is die een. Dit beteken dat 'n persoon slegs verantwoordelik is vir die onreg wat hy self gepleeg het. Jy kan nie iemand doodmaak en verwag 'n persoon daar buite moet vir jou straf instaan. Ja, dankie tog. Dankie tog vir Jesus se bloed. Amen. Dankie tog. En ek dink Willem het dit al soveel keer gesê, God se genade kom ook tot 'n einde. Maar ons moet leer om reg te lewe en om te keer dat ons nie in hierdie sonde verval en dat ons nie sonde pleeg nie. Deuteronomium 8 vers 17 en 18. Jy kan dalk dink dat my krag en my sterk hande vir my rykdom verwerf het. Maar onthou die Here jou God, want dit is hy wat jou die vermoë gegee het om rykdom te produseer. God is die bron van ons krag en hy is die een wat die rykdom skep. Hierdie gedeelte dien as 'n waarskuwing vir elke een van ons dat jy nie persoonlike krediet moet vat vir die dag wanneer dit goed gaan met jou. Want God gee dit vir jou. Ons moet nie arrogant raak nie. Ons moet nederig wees en ons moet dankbaar bly vir God vir dit wat hy vir ons gegee het. Toe ek hierdie gedeelte lees in Jesegiel 33 vers 8, toe besef ek weer eens dat hoe groot verantwoordelikheid, want as jy die gedeelte gaan lees, dan praat ek van die profete, maar ek dink dit is nie net op die profeet van toepassing nie, dit is op ons elkeen van toepassing. Want hy sê so in Jesegiel, sê God vir Jesegiel, gaan waarsku die mense, gaan waarsku die sondaars, gaan waarsku die goddelose, dat hulle van hulle sonde moet loskom, dat hulle bevry moet word. En dan sê God verder vir Jesegiel, hy sê, as jy dit nie doen, gaan hulle bloed op jou hande wees. En toe ek dit lees, dink ek, wow, dis dit. Hoor jy, hierdie deel is net diep. Hierdie deel is net diep. Want dit is ons verantwoordelikheid. Dit is ons verantwoordelikheid om vir goddelose persone daar buite gaan gesê, julle moet julleself bekeer. Want jy sien nie, elke geleentheid wat jy het en jy doen dit, as jy net vir 'n persoon een keer dit sê, en daai persoon gaan daai dag dood, kan hy nie omdraai en sê, maar niemand het my gewaarsku nie. Niemand het dit vir my gesê nie, want daar is ongelukkig, daar is mense wat dit nie weet nie. Daar is mense wat nie weet hulle lewe in sonde nie. Maar as jy vir daai persoon gewaarsku het, en jy het vir hom gesê, hou op met jou sonde, en hy hou aan, en hy sterf, kan hy nie omdraai en sê, Here, maar niemand het my gesê nie. Want God weet, dat jy het vir hom gewaarsku, en jy het vir hom gesê. So daar is 'n persoonlike verantwoordelikheid in elkeen van ons. Spreuke 14 vers 23. Alle harde werk bring wins, maar die blote praat bly nie tot armoede. Ons moet aanhou arbeid. Ons moet aanhou arbeid en vrugbaar wees. Want leefwoorde beteken niks. Leefwoorde lei tot geen aksie
En dit lei tot 'n finansiële swaar kry. Mense sê baie keer, dit gaan swaar met hulle, maar hulle doen niks. Hulle doen niks. En hierdie gedeelte sê, ons moet arbei. Want as jy arbei, gaan daar profijt wees. En dan gaan dit goed gaan met jou. Spreuke 27:23. Gee noukeurig aandag en ag op die voorkoms van jou skape. Rig jou aandag op die troppe. Dit gaan oor hoe bestuur jy jou besigheid. En ek praat nie van mense wat besigheid het nie. Ek praat van persoonlike finansies ook. Hoe bestuur jy jou persoonlike bates? Hoe bestuur jy jou huis? Die huis wat jy huur. Hoe lyk jou huis? Hoe lyk jou huis wat jy huur? Hoe lyk jou kar? As ek vandag vir jou sê, gaan wys vir my jou kar. Is jou kar skoon? Dit gaan nie oor wat se kar jy ry nie. Dit gaan oor, pas jy die kar op wat God vir jou gegee het. Al het jy 'n klein karretjie. Maak nie saak nie julle. Dit maak nie saak wat se kar jy ry nie. Dit gaan oor, hoe bestuur jy jou persoonlike besittings? Pas jy jou goed op wat God vir jou gegee het? Dit gaan nie oor 'n fancy huis, ek het nou 'n huis op Heron Banks en ek bly daar. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor jou huis wat jy het, jou besigheid wat jy het, jou werk wat jy het. Ek is so lief, partykeer dan kyk ek hierdie programme op TV van die restaurante wat so verval, dan kom hierdie spanne in, dan sit hulle kameras in. En dan kyk hulle, wat gaan aan in daai restaurant as die eienaar weg is? Dan besef ek, hierdie mense het geen idee. Geen idee van wat God van ons verwag nie. Bestuurders wat ander mense sleg sê, bestuurders wat die eienaar se geld steel. Hulle worry nie oor die kos nie. En dan is dit skrikwekkend om te besef, as dit dan met daai mense begin swaar gaan, dan kan hulle nie verstaan hoekom nie. Maar hulle kan nie oppas dit wat hulle het nie. Hulle kan nie daar net kyk, want in dit wat jy doen, is daar 'n noodsaaklikheid vir langtermyn voorspoed. Mense kyk net na vandag, het gaan nie net oor vandag nie. As jy die goed oppas, en jy pas jou werk op, imagine jy maak droog met die werk, en jou baas sê vir jou, hier kan jy nie werk nie. Dan sit op straat. Ek hoor nou die dag, toe sê iemand vir my, hulle hoor nie eers oor Sasol nie man, Sasol kan hom opblaas. Toe dink ek, besef jy wat jy sê? Want as Sasol opblaas, is in ieder geval driehoek weg. Besef jy die verantwoordelikheid wat jy het om te sê, maar ek wil dat het hom sê, want dit is 'n taak wat God my gegee het. Amen. Kom ons kyk bietjie na die Nuwe Testament, Matteus 25 vers 14 tot 30. Gaan oor die talente wat aan elkeen gegee is. Party 5, party 3 en party 1. Elkeen is volgens sy vermoë om te bestuur 'n talent gegee. Dan kom mense dan sê hulle, maar ek wil 5 hê. Hoekom moet ek nie 2? Dan hulle, dan sê God, maar jy kan nie eens na die 2 kyk nie, hoe kan ek jou vertel met 5? Is dit nie waar nie? In plaas daarvan om te kyk na dit wat God vir jou gegee het. As God vir jou 2 gegee het, pas dan 2 op. Kyk na dit. Dit is 'n individuele verantwoordelikheid wat jy het om die gawes en die hulpbronne wat God vir jou gegee het te gebruik. Dis 'n gawe. Nie almal het dieselfde gawes nie. Maar die gawe wat God vir jou gegee het, ons het, ek dink kan onthou, vroeër in die jaar of laas jaar het ek met julle gedoen oor julle gawes. Daai gawe wat God vir jou gegee het,
wat jy moet gebruik. God leer ons om die gawes en vermoëns te gebruik wat hy vir ons gegee het en om produktief daarmee te wees. En dan gaan God jou beloon. Dan gaan God jou beloon. As jy kyk na dit wat God vir jou gee, dan gaan God jou daarmee beloon. Matteus 12, 36, 37. Dit is baie stil vanmôre. maar hierdie gedeelte het my weer geskok. Toe ek het lees, en hoor dis Jesus wat praat, nee? Jesus sê, hy sê, maar ek sê vir julle dat van elke eindelike woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Mag die vloekie pastoor sê, maar papa laat ek hier uitgaan. Nee? En die taxi stop nie by die stopstraat. Nee, Rika kan lekker lag, want ek is skuldig. Sy het my gevang. Rika het my gevang. Toe ek op die hoek draai, toe sny die ou die hoek, toe draai ek uit af, toe skreek vir hom, en toe staan Rika agter hom. Toe sy baie sê vir my, toe sê sy, hallo. Toe besef ek, is nie net God wat my sien, die Rika het my ook gesien. Nee, Rika, gelukkig het sy my nie geoordeel daaroor nie. Maar dit is, wat doen ons, julle? Wat doen ons, as ons alleen is? Wat doen ons? Julle, die pastoor kom teedrink by ons, julle moet julle nou gedra. Ons moet ons altyd gedra. Nie net om die pastoor daar is, of die mense van die kerk kom by ons koekie eet vanaand, julle moet nou vir julle gedra nie. Jesus sê, ons moet ons gedra, ons moet ons woorde reg kies, ons moet reg praat, ons moet kyk wat ons sê, julle. Ek weet, ons word kwaad. Maar weet jy wat is die goed daarvan? As jy kwaad geword het, bely dit onmiddellik. Moenie eens ry tot by die volgende stopstraat nie. Bely nie daar in die kar. Sê, Here, weet jy wat ek is verkeerd? Help my, leer my. Weet jy wat gebeur met my indag? Ek wil met julle getuig nie. Kom in hierdie blou weg en ek sê, Here, maar leer my hierdie goed. En Heilige Gees sê vir my, pas op, hierdie taxi voor jou gaan stop. En ek luister na God se stem en ek sit my flikker aan, ek gaan in die regterbaan toe, die taxi stop nie. Ek het nog nooit so goed gevoel in my lewe nie. Want die Here het met my gepraat en my gewaarsku. Nie net dat ek nie in 'n ongeluk kom nie, maar dat ek myself oppas, dat ek 'n ou vloek nie. Dat ek myself oppas. Dis waarna ons moet kyk, julle. Ons moet ons self oppas. Matteus 24 vers 45 tot 51. Wie is dan 'n getroue en verstandige diensknegt vir wie die Heer oor sy diensvolk aangestel het om vir hulle voedsel op hulle tyd te gee? Gelukkig is die diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Mense, ek dink elke een van julle gaan kan getuig van iemand wat as 'n bestuurder of 'n senior persoon aangestel is, nie, en wat aangejaag het. Want nie worry nie. As die baas weg is, hoe sê hulle? As die kat weg is die mens baas. Hulle worry nie. Hulle kyk nie na die mense wat onder hulle is nie. As ek so kyk na julle, dan sien ek soveel grysheid en wysheid, en ek dink dis iets wat almal van julle sal kan getuig oor, dat ons moet waaksaam wees, ywerig wees, want daar's 'n dienaar, wat nou God kyk na ons julle, en ons moenie misbruik maak. Ons moenie misbruik maak van ons posisies nie. Ons moenie misbruik maak nie. God verwag van ons dat ons goeie en wyse dienaars moet wees. Jakobus 1 vers 22. Hy sê, be doers of the word
doenaars van die woord en nie net luisteraars nie, wat julle self mislei nie. Wat is 'n doenaar van die woord? Dit is maklik om te sê, wees 'n doenaar van die woord, maar besef ons wat die woord sê. Daar, Efesiërs 4, nee? Efesiërs 4 vers 29 sê, geen vuil taal moet uit jou woord uitkom nie. Weet ons dit? Het julle geweet daar is 'n skrif? Doen ons dit? Dankie, Lena. Maar dit is wat God van ons verwag, want hy sê ons moet doenaars wees van die woord. Dit wat ek met julle gedeel het om te sê, as iemand sonde pleeg, sê vir hom, hy pleeg sonde, hy is op pad hel toe. Nee, ek moet nie betrokke raak in hierdie familiese dinge nie. Ek wil nie betrokke raak nie, want nou weer daar iets met my. Nee, God sê ons moet doenaars wees van die woord. As God vir jou sê, julle, ek het jare terug nie, ek en Anelda was jong Christene nie, en ek dink ek het dit al met julle gedeel, en die Heilige Gees sê my, ek moet vir 'n vrou 'n bos blomme koop, maar ek stoei daai dag nie, want ek koop nie vir my eie vrou blomme nie, want dis nie wie ek is nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie, kom ek vir haar blomme bring. As ek iets verkeerd gedoen heb, sal ek vir haar blomme gee. Dis so ek is. En die Heilige Gees sê, ek moet vir 'n ander vrou bos blomme koop. Ek dink, hoe gaan ek dit van die ander sê? En weet jy wat nie, ek doen dit, en toe ek instap, barst die vrou in trane uit, sy sê, sy wag vir die Here vir antwoord. En haar antwoord is, as iemand vir haar blomme gee nie, dan weet sy wat om te doen. Ek trouw my klip, toe my daar gereed. Want my job was gedink. Partykeer sê Heilige Gees vir ons, gee vir iemand R50. Ek gee eendag vir Amelia R50. Ek weet nie hoekom nie. Die Heilige Gees het my gesê, ek moet vir R50 gee. Sy getuig 'n week later, sy bedien in Johannesburg. En daar's 'n vrou wat daar sit, en Heilige Gees sê vir haar, gee vir daai vrou die R50 wat in jou sak is. En toe sy die diens klaar, toe roep sy die vrou, sy sê vir haar, kom hier. Die Here het gesê, ek moet vir R50 gee. Daai vrou val op die grond neer, sy huil. Sy sê, vandag gee ek my hart vir die Here. Want ek het vanmôre vir die Here gesê, Here, as jy bestaan, sal jy vandag my R50 gee, dat ek petrol in die kar kan gooi vanaf by die huis te kom. Is dit nie getuie nie, julle? Is dit nie getuie nie? Maar nee, ons luister net, maar ons doen dit nie. Want, hoekom moet ek vir iemand R50 gee? Hulle het hom. Hulle het 'n oorvloed. Hulle het 'n mooi kar. Hulle het 'n mooi huis. Maar miskien is dit daai persoon wat God vertrou en sê, Here, in my oorvloed nie, wil ek jy moet vir my R50 gee. My R10 gee. My brood koop. Want daai persoon toets God. En as dit met jou gebeur, nee, dan gaan jy so bemoedig wees, dat jy gaan sê, Here, weet jy wat, nee, wow, ek hardloop met hierdie ding. Romeine 14, vers 24. So sal elkeen van ons rekenskap gee van onsself aan God. Daar gaan 'n dag kom, wat jy voor God gaan staan. En ek glo dit, en as verkeerd is, dan sal wil my reg help. Maar as jy voor Jesus kom, en jy het jou sonde bely, is dit skoon gewas. God sê, dit nooit weer daar nie. Maar dan kan jy met rein hande voor God gaan staan, en God gaan sê, wat het jy gedoen? Maar daar is niks, want Jesus se bloed het jou skoon gewas. Jy skoon gewas. Dit gee ons nie 'n vrypas om aan nou sondig nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar as individu, moet jy vir mense daar buite sê, wat op sy sonde lewe, dat daar gaan 'n dag kom, wat hy as individu, of sy as individu, voor God gaan staan, en rekenskap gaan gee. In Romeine
12 vers 14 sê dit. Hy sê dit. Galasiërs 6 vers 5 sê elkeen moet sy eie las dra. Galasiërs 6 vers 2, as jy dit bietjie teruggaan daar, dan sê ja, ons moet mekaar ondersteun. Ons gelowiges moet mekaar ondersteun en mekaar se las dra. Maar daar's 'n individuele las wat net jy kan dra. Ek het weer eens ek het in my lewe besef, daai tyd toe ek verlam geraak het, toe besef ek, maar hierdie is 'n pad wat God met my stap. Ja, dit beïnvloed my gesin, my vrou, my kinders, al die mense om ons. Maar dit wat deur ek gegaan het was, wat deur ek gegaan het. Dis die las wat ek het. En ek kyk vandag, ek dink ek en Helda het in die week daarna gekyk, dis 5 of 7 jaar terug al, nee. En ons lag vandag, en ons gesels daaroor, en ek sê, wow, hoe amazing is dit, dat God my so deurgedra, deur daai las, deur daai swaar kry. Dis jou las, jy moet dit dra, want weet jy wat nie, God wil jou leer, God wil jou versterk, God wil saam met jou wees in hierdie tyd. God wil hê, ons moet afhanklik wees van hom. Amen. Filippense 2 vers 12. Elkeen met sy eie must work out his own salvation. Jy moet jou eie uitwerk. Weereens, ek kan nie vir jou sondebelydenis doen nie. Ek kan nie. Jy moet jou eie sondebelydenis doen. Jy moet die eie aksie vat om op jou knieë te gaan en te gaan sê, Here, weet jy wat, ek is jammer. Ek kom kort in hierdie area. Here, ek is jammer. Ek wil hê dit moet met my goed gaan. Help my. Dra my. Want dit is jou verantwoordelikheid. Nie jou vrou, nie jou kinders. Ja, jy kan vir die gemeente sê, Jesus, Willem, en help, bid saam met ons. Ons kan saam met jou bid. Maar jy is die een wat jou eie heil moet uitwerk. Kolossense 3 vers 23 en 24. Wat jy ook al doen, werk daaraan met jou hele hart, asof jy vir die Here werk. Amen. Julle, al werk jy vir watter maatskappy, al werk jy vir watter besigheid, nie kwaad wees vir die besigheid nie. Doen, God het jou dan geplant met 'n doel. Jy moet met jou hele hart daarvoor werk. Want jy weet dat jy 'n nalatenskap van God sal ontvang. Jy gaan 'n nalatenskap van God ontvang as jy die regte ding doen en reg werk en jou werk so hanteer dat daar 'n erfenis van God afkom vir jou. 1 Petrus 4 vers 10. Nou mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet hulle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Dis terug by ons gawes wat ons ontvang het. Ons moet ons gawes gebruik en mekaar dien met ons gawes. Amen. 1 Tessalonisense 4 vers 10. En julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande werk te doen soos wat God dit wil hê, sonder om afhanklik te wees van ander mense. Ja, ek verstaan, mense sê dan, ja, maar ek is afhanklik van Sasol vir my werk, maar dan moet jy goeie werk.
dan moet jy goeie werk doen. Maar jy kan nie verwag dat God vir jou moet seën, want jy sit agteroor met gevoude arms, jy wil niks doen nie, maar jy wil eet. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, ons moet werk en ons moet selfonderhoudend wees en nie op ander staat maak. Ons moet na onsself kyk en dit doen. Ek sluit af met hierdie gedeelte wat my nou nogal gebless het, regtig. En ek wil hê julle moet bietjie gaan julle Bybels vat, die van julle wat die skrifte neerskryf en die skrif neerskryf, en as jy neerskryf nie onthou dit. Esegiel 37. Esegiel 37 my gebless weer. Weet julle waaroor gaan Esegiel 37? Nee. Ek gaan julle sê. En dan gaan julle 'n persoonlike les wys wat God vir my gegee het in Esegiel 37. Esegiel 37 gaan waar God vir Esegiel gesê het, hy moet na die vallei toe gaan met die droë bene en gaan profeteer oor die droë bene dat hulle lewendig kan word. Dis 'n kort waaroor Esegiel 37 gaan. Maar ek wil vir julle 'n paar stukkies uithaal wat my gebless het nie. God het die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in die laagte. Dan skryf hy sê die laagte was vol bene. Hy sê die Here het vir my om die bene laat loop en ek het gesien dat daar baie bene was. Nou vra ek jou, hoeveel droë bene is in jou lewe? Jy het 'n keer daaraan gedink. Issues, situasies, probleme wat in jou lewe is daar? Hoeveel is daar? Hierso staan Esegiel sê, daar was baie. En dan gaan hy verder, hy sê in vers 2, hy sê in die laagte en hulle was baie droog. So as jy baie bene het en hulle is baie droog, dan sê dit vir my jy het baie probleme en jy het groot probleme. Hy het groot, hy het gesien, hy sê dit was erg julle. Ek kan onthou as kind toe ek die eerste keer van Esegiel 37 lees, dit het my mind geblou. Dit is nog vir my een van die mees wonderbare goed wat in die woord van God gebeur het, dat hy oor dooie bene geprofeteer het. En toe ek hierdie stuk weer lees en ons gaan breek hom bietjie op en hy sê maar daar was baie. En God sê toe vir my, mens, kan daar in hierdie bene lewe kom? Want mense gaan sit en sê hulle, nee, ek is raad op. Here, ek is moeg. Ek kan nie meer nie. Die probleme is te groot. Is te erg, was te veel. Dan sê God, dink jy, Esegiel, dink jy daar kan lewe kom? En Esegiel sê, nee, ek weet dit nie, Here, maar U weet. U weet. En toe sê God vir Esegiel, hy moet begin profeteer, sodat daar kan lewe kom in hierdie bene. Want jy sien, wat doen profesie? Dit stig, bou en bemoedig. Dit lig jou op. Ons spreek nie dood nie. Ons spreek lewe. Ons kan dood spreek oor die probleem en sê, Here, ons spreek dood oor die probleem, maar ons profeteer dat daar 'n nuwe oplossing gaan kom. 'n Nuwe situasie gaan ontstaan. Daai probleem wat daar is, gaan opgelos word. Daar gaan 'n oplossing kom vir die probleem. Maar is jou verantwoordelikheid. Ek kan dit nie doen nie. Ek weet nie wat se probleem in jou lewe nie. Ek kan dit nie doen nie. Dis jou eie persoonlike verantwoordelikheid om oor jou dooie bene te spreek. Hy sê verder, dan sal julle, God sê, as dit gebeur, sal julle besef dat ek God is. Hy sê julle sal weet dat dit ek is. Hy sê vir hulle. Dan gaan hy verder. Dan sê hy vir Jesaja, dink jy daar kan gees wees? Ons sit baie keer met ons gees, mense wat seer is,
ons kan nie vir Tannie Susan vergewe nie, want sy het nou gesê, my vrugtekoek vir Kersfees of verjaarsdagkoek was nie lekker nie. Ken julle daai mense? Waarin jy maak jou eie gees seer. Nou kom God, hy sê vir Jesaja so, hy sê praat met die gees. Nou vra hy weer vir hom, dink jy daar kan lewe in die gees kom? Jesaja sê vir hom, Here, net U weet. Hy sê ons beter is uitgedroog en het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Sê God, nee, is nie klaar met jou nie. God is nie klaar met jou nie. En dis wat ek vir julle wil sê vandag. As jy kyk na die jaar wat verby is en jy kyk na die jaar wat kom, God is nie klaar met jou nie. God is nie klaar met jou nie. En dan sê God in vers 14, hy sê, ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Wil jy lewe? Sê, God, laat die gees in my kom. Laat die gees in my kom. Dis jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid dat die gees van God in jou kom. Amen.